En ek onthou, die jaar toe ons daar die eksamen gekry het, die dosent in die klas aangestap, as ek reg onthou, daar's klomp leerwerk en Jesaja 53. Skryf jy vraag op die bord, skryf Jesaja 53 volledig neer, en hy stap by die deur uit. Dit was ons eksamen. Net dit, en wat 'n voorreg om dit te kon neerskryf. Ons lees saam, kyk, my knegt sal voorspoedig wees. Hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word. Soos baie hulle oor U verstom het, so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie. En sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. So sal hy baie nasies laat opspring. Konings sal hulle mond oor hom toe hou. Want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle. En wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgesprei en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, alhoewel hy onderworpe was. En hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem. En onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n naakloos sien. Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra, en vir die oortreders gebid het. Tot sover ons voorlesing in die woord van die Here. Jy kan net so bly sit, en dan bid ons saam. Ons hoog verheerse Koning Jesus, wat 'n voorreg om in hierdie aand U as die opgestane Heer te kan aanbid. Ons het nou net uit volle bors saam gesing en gesê U het getriomfeer oor die dood en die hel, en U leef as oorwinnaar van die groot heelal. Here, hoe kan ons nie U lof besing
en U aanbid en saam met die engele wesens in die hemele wil toeroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die weerskare nie. Here, ons kan nie uitgepraat raak oor U verlossing nie. Ons kan nie genoeg dankie sê vir wat dit vir ons kom beteken het. Here, ons self, wat in sonde verstrengel was, wat eintlik maar onder die mag van die Satan oorgegee aan die begeertes van ons vlees, volgens die loop van hierdie goddelose wêreld in nood was, dood in ons sonde. Maar U het neergedaal en in die groot liefde ons uit die modder kom uithaal. U lewe in ons ingeblaas en ons aangeneem as U kinders. Here, hoe kan ons ooit genoeg dankie sê? Want terwyl ons harte oorloop van vreugde op hierdie opstandingsdag, is ons so benoud oor miljarde mense op hierdie aarde vanaand, Here, wat U nog nie ken nie. En meer as net baie mense daar in die verte waar ons dink, is daar soveel van ons hier, wat familielede het, naby kennisse, dalk kinders, dalk kleinkinders, oor wie ons benoud is, Here, wat U nog nie ken nie. Wil nie U nie asseblief groot genade gee, en daardie mense oortuig deur die Gees van hulle verlorenheid, en hulle trek na U self toe in liefde, sodat hulle Jesus ook as hulle verlosser kan leer ken. Here, ons weet U is by magte, ons het dit vandag gehoor. Ons weet U evangelie wat U aan ons toevertrou het, is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. En sal U asseblief nog 'n groot sieleoes inbring, Here, in hierdie doodsnikke van tyd, terwyl ons in afwagting is op U koms wat op hande is. Baie dankie, Here, dat ons U daarvoor kan vertrou. In Jesus se naam. Amen. Ons is besig om in hierdie 3 boodskappe te kyk na die knegt van die Here, aangekondig daar in Jesaja 52 vers 13, waar God die Vader aan die woord is, en hy hierdie gedig begin met die woorde waar hy sê, kyk, my knegt sal voorspoedig wees. Ons sien hier in die profesie dat die Here Jesus as die knegt van die Here, die een wat kom om die wil van sy Vader te doen, na hierdie aarde toe sou kom, en in ons ore echo die gedagte van die Here Jesus self wat gesê het, Matteus 20 vers 28, net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. So ons sien daarin die diensknegt hart van Jesus. Met sy eerste koms het hy nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys, as die prys wat ons kan loskoop, sodat ons met God versoen sou kon word. Ons het in die eerste boodskap na die inleiding dan gekyk na die veragte knegt van die Here. Hoe deur Jesus toe hy na hierdie aarde toe gekom het, volgens die profesie ook, toe nou verwerp is deur die meerderheid van die Joodse volk, hulle het hom verag, meeste van hulle het nie in hom geglo nie. Ons het in die tweede boodskap gekyk na die verbryselde knegt van die Here, waar die gedig, wat die kronologie van gebeure eintlik onderbreek word en verduidelik vir ons waarom Jesus aan die kruis gesterf het, dat hy terwille van ons oortredinge deurboor is, en terwille van ons ongeregtighede, dat hy verbrysel is, en daardie gedagtes. Het my so laat dink, ons kindertjies kom daar by die huis aan, na die kinderdienste, en ek wou altyd so graag hier inbring, 'n versie wat hulle, as ek het nie mis, ek nie gister of eergister geleer het, hoor hoe mooi van 1 Petrus 3 vers 18 hierdie gedagte saam. Hy sê, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely. Hy die regverdige vir die onregverdiges in ons plek, om ons tot God te bring, sodat ons met God versoen kon word. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees. Dit wat ons ook herdenk, die opstanding vandag van die Here Jesus. En dit bring ons dan nou vanaand by die laaste gedeelte, die laaste 3 verse van hierdie pragtige gedig, en ons kyk na die verheerlikte
knegt van die Here, die vernedering, die veragting, die gruwel, dood wat hy in ons plek gesterf het, die begrafnis is agter ons. Nou juig ons saam met hierdie gedeelte, eintlik wanneer ons kyk na die verheerlikte en opgestane Here Jesus in hierdie gedeelte dan verder. Vers 12 sê ons hierdie mooi woorde. Hy sê daarom, omdat hy sy lewe gegee het as 'n losprys vir ons, sê ons daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes en met magtiges sal hy buit verdeel. So dit is die verkondiging, die graf was nie die einde nie. Daar sou vrug wees na die graf. En dit is die pragtige 3 versies waarby ons dan vanaand stil staan, terwyl ons kyk, na ons gekyk na die veragte knegt van die Here, die verbryselde knegt van die Here, vanaand die verheerlikte knegt van die Here. Wat ons in hierdie gedeelte eintlik gesien het, en jy sou dit opmerk, is baie dieselfde wat ons sien ook in die boek Filippense, wanneer hy praat van Jesus, eintlik hy praat van die gesindheid wat in ons moet wees, wat ook in Jesus was, dat hy daarso sê in vers 6 van daai gedeelte, hy is nou nie daarin nie, vers 7 ook, dat hy, alhoewel hy in gestalte van God was, het hy nie roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig, deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, maar die heerlikheid van die hemel verlaat om na hierdie aarde toe te kom. En dan sê vers 8, en in gedaante gevind as 'n mens, nadat die God die Seun na hierdie aarde toe gekom het, die hemel en sy heerlikheid verlaat het, en gevind is as 'n mens, het hy homself verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood, toe ja die dood aan die kruis. Ekskuus, daai vers 7 moes eintlik ook daarin gewees het, ek wil so graag vir jou net lees, dit is so belangrik, want hy praat ook van die diensknegt daarso, né? Filippense 2 vers 7, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, en aan die mense gelyk geword, en verder gehoorsaam geword tot die dood toe, ja die dood van die kruis. Maar ons sien in daai gedeelte ook, dat dit nie daar stop nie, die dood was nie die einde nie, maar daar was 'n verheerliking wat gewag het, na die dood, wanneer hy sou opstaan uit die dood. Hy sê, daarom het God hom ook uitermate verhoog, en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel, en die wat op die aarde, en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely, dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Dit is, my knegt sal hoog en verhewe wees, ja, hy sal baie hoog word. So dis eintlik in die Nuwe Testament baie dieselfde gedagte. Nou, voordat ons in hierdie 3 versies ook ingaan, wil ek hê jy moet raak sien, dat jy 'n baie besliste draai kom, in die manier wat hierdie gedig geskryf is. Ek weet nie of jy opgelet het nie, maar onthou jy dat ons genoem het, dat meeste van die gedig, veral die middelgedeelte, is alles geskryf in die verlede tyd. Ons het gesê, ons bekyk die kruis van die Here Jesus, eintlik sy lewe, sy verwerping deur die Jode, sy kruisdood, sy inhegtenis, maar alles kyk ons so van vorentoe, kyk ons terug. Alles was verlede tyd. Ons het hom nie geag nie, hy is verbrysel, alles is verlede tyd, dinge wat gebeur het, en skielik hier in vers 10 op 'n stadium, swaai dit. Jy gaan dit nou sien, dit is nog helfte van dit is nog verlede tyd, en dan praat hy oor dinge wat nog sal gebeur. Hy draai, as ek dit so kan stel, na die toekomstige tyd. Hy sê daarso in vers 10 nog hierdie woorde, maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Sien jy, dis verlede tyd. Hy sê daarso, hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, as hy sy lewe gegee het as 'n skuldoffer aan die kruis, dan draai hy, sal die volgende dinge gebeur. Ons het gesê, die begin en die einde van die gedig is God die Vader aan die woord. Jy gaan dit sien terwyl ons besig is, wanneer hy sê, daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes. Dis die Vader wat aan die woord is. Hy sê, deur sy kennis, vers 11, sal my knegt die regverdige baie regverdig, maar God die Vader is weer aan die woord. Dis nou nie meer die Joodse volk wat praat en terugkyk na die Here Jesus wat hulle verwerp het nie. En God die Vader sê hier, as Jesus, of eintlik kan ons sê, wanneer hy hierdie dinge kom doen het, sy lewe kom gee het aan die kruis vir ons, sal die volgende dinge gebeur.
as hy sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakomer sien. Dis 'n belofte. Ek was so bly in een van die dienste het almal uitgeroep toe Donnie Ricard gesê kan dalk getuies wees of so iets, sê almal nee, sal my getuies wees. Kan jy onthou van Handelinge 1 vers 8 sal sê dit gaan gebeur. As Jesus sy lewe gegee het vir ons, sê God die Vader, hy sal 'n nageslag sien. Hy sal die dae verlê. En die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. So dit is beloftes. Dis die vrug van die kruis wat die Here Jesus aanbetref. Wat sou sy kruiswerk bewerk vir homself en ons word daardeur ook geraak. En is so belangrik dat jy dit raak sien. So hierdie gedeelte vers 10 tot vers 12. Ja, maar dit gee nou so 'n bietjie agtergrond, maar jy moet hierdie dinge raak sien. Begin en eindig in die verlede tyd deur terug te kyk na die kruis toe. En die hele middelgedeelte is beloftes van dinge wat sou gebeur omdat Jesus sy lewe sou opgee. So kyk hoe begin dit net weer. Hy sê maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakomer sien. En dit sal gebeur en hy sal. Ons noem dit die sal gedeelte van die profesie, maar dit is beloftes van dinge wat sou gebeur. En dan rond hy weer die einde af. Nou al daai dinge gebeur het, waarborge eintlik wat die kruis sou bewerk. Dan sê hy, dan rond hy af deur te sê, omdat al hierdie dinge weer eens sou gebeur, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, omdat hy sy lewe gegee het. En saam met die oortreders getel was, daar sê weer verlede tyd, want hy sê, omdat hy aan die kruis was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Nou moet ek vir net genoeg 'n gedeelte wys waar dieselfde gebeur. Jesaja 53 is seker die duidelikste profesie het ons gesê aangaande die kruis van Christus. Maar wat 'n ander profesie in die Ou Testament is baie sterk gefokus op die kruisgebeure van Jesus. Daar's nou 'n verwysing hierdie tyd. Ek weet dit al. Dis 'n Psalm. Psalm 22. Sal jy gou saam met my vinnig daarop blaai? Jy moet dit raak sien. Hy presies dieselfde persoon. Hy profeteer, dis 'n messiaanse Psalm. So kyk vorentoe na die Messias wat sou kom en wat Jesus aan die kruis sou beleef en hy eindig op dieselfde trant waar hy skielik swaai na 'n klomp saalbeloftes toe, as ek dit so kan noem. Vrug van die kruis wat hy sou bewerk. So in Psalm 22, jy weet hy begin ons daar in vers 2. My God, waarom het U my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. En die hele Psalm vertel verder dinge. Kan nie net vanaf vers 15 toe. En kyk ons 'n paar versies daar. Hy sê, ek is uitgestort soos water. Al my beendere raak los. My hart het soos was geword. Dit het gesmeld binne in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerf en my tong kleef van my verhemelte. En U lê my neer in die stof van die dood. Want honde het my omsingel. 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Al my beendere kan ek tel. Hulle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Ons weet sonder my vir al hierdie is profeseë wat vorentoe gewys het ook na die kruis van die Here Jesus. Ons sien in die Nuwe Testament hoe dit vervul is. Kyk die swaai wat daar kom aan die einde van die Psalm. Toe het my tref. Ek voel dit vir my baie keer as ons na hierdie tipe profeseë toe gaan, ons fokus op die begin en middelgedeelte, maar ons mis die eindbeloftes. So dikwels van hierdie gedeeltes waar hy sê die volgende, vers 26 raak so aan die saalgedagte, maar 27, die ootmoediges sal eet en versadig word. Hulle sal die Here prys wat na hom soek. Mag julle hart vir ewig lewe. Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die Here bekeer. En al die geslagte van die nasie sal voor U aangesig aanbid. Kan jy hoor al die saalgedagtes? As jy wil merk in die Bybel, al die dinge wat sal gebeur in die lig van wat Jesus aan die kruis sou bewerk.
Hy sê, want die koninkryk behoort aan die Here en hy heers oor die nasies. Al die grootes van die aarde sal eet en aanbid, almal wat in die stof neerdaal. Hoor Filippense 2 hierso, sal voor sy aangesig kniel, en hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie, alle vlees gaan voor hom kniel. 'n nageslag sal hom dien. Dis Jesaja 53 sê. Selfe profesie, né? Dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag. Dit wat gebeur daar sal geslag vir geslag verkondig word. Tot vandag, 2000 jaar later, sien ons die vervulling daarvan. Hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word, want hy het dit gedoen. So kom ons noem hierdie dan, is nie 'n goeie teologiese term nie, maar die salgedeeltes van hierdie profesie. God se beloftes aan Christus in die lig van sy kruiswerk. Dit is aangrypend. Voor ons by die beloftes, die salgedeeltes kom, is hier nou 'n deeltjie voor dit wat ons aandag verg. Hy begin in vers 10, net nadat hy gesê het van die Here Jesus dat hy in die graf weggelê sou word, dan sê hy hierdie woorde, maar dit het die Here behaag om hom te verwysel. Dis aangrypende woorde. Dis ook woorde wat dikwels deur onder andere soos ateïste verdraai word om te sê, wat 'n tipe God aanbid julle Christene, wat genot daaruit put om die smarte van die hel eintlik oor sy seun uit te skop, die oordeel wat ons verdien het op hom te laat kom. Ons het vanoggend in die eerste boodskap baie mooi gehoor die hart van God. Dis 'n God wat hom ontferm oor mense in nood. Hy is, saam met die feit dat hy 'n God van geregtigheid is, ook 'n God van liefde. En dit gaan elke keer feitlik wanneer ons lees in die evangelie, studeer Jesus op die aarde was en God die Vader gepraat het uit die hemel uit. Soos toe die Here Jesus gedoop is en op die berg van verheerliking, kan jy onthou in watter terme die Vader van die Seun gepraat het. Kyk in Matteus 3 vers 7, daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde Seun, in wie ek 'n welbehaag het. En hoor, I am well pleased. Hy is lief, dit is 'n liefde van God die Vader, wat hy het vir God die Seun. Op die berg van verheerliking lees ons ook 'n stem uit die wolk wat gesê het, dit is my geliefde Seun, in wie ek 'n welbehaag het. Luister na. Dit is nie 'n brede Vader wat geen liefde het, as ons daai terme kan gebruik dan vir sy seun en die smart wat hy gedra het. Ons lees verder in die woord, net so om iets van die hart van God te openbaar, sê dit in hierdie tyd ook gehoor, dat God geen behaag het in die dood van die goddelose nie. Dit maak sy hart nie bly, as die goddelose sterf in hulle sonde nie. Lees Jesaja 18 vers 32, hy sê, want ek het geen behaag in die dood van hom wat sterf nie, spreek die Here, Here, bekeer julle dan en lewe. Dis die hart van God. Jesaja 33 vers 11 se eerste gedeelte, sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, Here, gewis, ek het geen behaag in die dood, selfs van die goddelose nie. Hy put geen genot daaruit. Nou, wat is aan die gang as hy sê, dit het die Here behaag om hom te verwysel? Die woorde lees van een kommentaarskrywer wat dit vir my verskriklik mooi verwoord het. Hy sê, voor dit beskryf hy net dat om hom te behaag, dit het hom behaag kan ook. In sommige vertalings sal die lees, die woordjie is vertaal ook, dit het sy wil volbring deur hom te verwysel. Dit is hoekom Jesus gekom het na hierdie aarde, dus om sy lewe te gee, as 'n losprys vir ons, maar hy sê, it would be easy to misread what this verse is saying. Clearly, the Father did not enjoy seeing his Son suffer. Dis nie sy lyding wat die Vader hom in verheerlik, die swaar kry. Hy sê daarso, but he was pleased because the servant's suffering accomplished the greatest good
provision of redemption for sinful mankind. So, wat hom behaag het, is nie om te sien die smarte wat sy seun deurgaan nie, maar wat daardie smarte bewerk. Die vrug daarvan, en die hele gedeelte verder, brei uit op, wat is daardie vrug? So sy hart, dit het hom behaag, omdat Jesus deur dit wat hy gelei het, die mensdom vir wie God lief is, met hom versoen. Wat Jesus bewerk het, het hom behaag. Dit is nie 'n wrede God wat lekker kry, wanneer ander, en veral in hierdie gesin, sy seun smart ervaar. Wat hom behaag het, was wat hy daardeur bewerk het. Maar ons sien met dit saam, hy het hom krank gemaak. Ons moet nie die fout maak om te dink dat wat Jesus gelei het, was maar net so sommige sê, net omdat hy die Romeine of die Jode kwaad gemaak het nie. Dit was die regverdige oordeel van God, wat hy oor God die Seun uitgestort het, oor deur Jesus aan die kruis, wat hy in ons plek gedra het. Hy het hom krank gemaak, want dis die enigste wyse waarop ons regverdig met God versoen kon word, dat God gaan vergewe, soos ons gesien het in die tweede boodskap, maar ook die straf toedien, wat verdien is weens die sonde. So dit wat ons dink aan vers 6, wat ons gesê het, maar die Here, dat die Vader het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy het die smarte van die hel verdra aan die kruis, sodat ons nooit nodig gehad het om dit self te doen. En dan daai pragtige woorde. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het. Hier gebruik hy 'n baie belangrike term. Die skuldoffer was een van die offers wat die Here in die Ou Testament in Levitikus ingestel het. En die skuldoffer het te doen met sonde, skuld. Ons oortredinge teen God. Die skuld wat ons moet dra as gevolg van ons oortredinge. Hy sê daar in Levitikus 5 vers 19, dit is 'n skuldoffer, hy is sekerlik skuldig teenoor die Here. So daar moes 'n offer gebring word, wat te doen gehad het met die sonde skuld van die mens, wat hulle offer moes bring. En nou sê Jesaja 53 dat die Here Jesus het sy siel, sy lewe, as 'n skuldoffer aangebied. Ons skuld deur sy bloed betaal, deur sy lewe wat hy gegee het. En hy sê daar, as hy dit gedoen het, dan sal hierdie voorregte daar uitvloei. Dit sou die vrug wees vir die Here Jesus, nadat hy daardie smart en die sonde op homself geneem het en sy lewe vir ons gegee het. So in hierdie versies gaan dit in die eerste plek nie oor ons nie. Gaan oor Jesus. Gaan oor wat hy ontvang as gevolg van sy lyding aan die kruis. Hy het vir die vreugde wat hom voorgehou is, sê Hebreërs 12 vers 2, vir dit wat gewag het, dit wat dit sou bereik as hy die kruis sou wees, het hy die kruis verdra en die skande verag en aan die regterhand van die troon van God gaan sit. So, wat is hier die voorregte wat sou vloei daaruit? Wat sou die verheerlikte knegt van die Here na sy kruisdood en opstanding dan nou ontvang? Die eerste is, die verheerlikte knegt van die Here sal 'n nageslag sien. Nou hier, toe ek hiermee besig was, toe wens ek ons kon die hele diens net aan hierdie punt by. Moet vasbyt, ons sal vinnig probeer vorder, maar hoor wat sy die eerste ding, as sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. 'n Nakroos is 'n nageslag, dis 'n seed, dit is 'n offspring, vertaal uit die oorspronklike uit, dis dieselfde belofte wat Psalm 22 gegee het, in vers 31, na hy die kruis vooruit en profeties gesien het, sal hy daar 'n nageslag sal kom dien. Dis die begeerte van God, soos wat ons sien in Maleagi 2, wat hy sê daarso in vers 15, waarom het hy net een mens gemaak, hoewel hy gees ook gehad het, uit 'n geslag van God gesoek. Die hart van God soek na 'n nageslag wat hom in liefde dien en wil dien. En die enigste manier hoe daar geestelike nageslag kon wees, is deur die kruisdood van Jesus wat ons met God versoen. Anders sou ons altyd vyande gewees het en nooit kinders kon wees nie.
Hebreërs 2 beskryf hierdie gebeure so aangrypend. Ons gaan net so 'n paar versies daarvan lees, waar hy sê, maar ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood, so dit praat van sy lyding, sy dood wat hy gesterf het. Nou sien ons hom met heerlikheid en eer gekroon. Dis die verheerlikte knegt van die Here waarvan hy nou daar praat, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Die dood wat ons verdien het hy in ons plek gesmaak. Hy het dit gedra in ons plek. En dan sê hy hierdie, want dit het hom betaam ter wille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is. Alles bestaan ter wille van hom en deur hom. Sê hy, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, as hy 'n nageslag wou hê, wat hy na die heerlikheid toe saam met hom wou neem, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Dis die enigste manier hoe ons nageslag kon word, kinders van God kon word en saam met hom in heerlikheid eendag kan wees, is deur sy kruisdood. Hy sê in vers 13, haal hy uit Jesaja aan en dan sê hy hierdie woorde, hier is ek en die kinders wat God my gegee het. Nou dit word aangehaal daar uit my, hy pas dit toe op deur Jesus waar hy sê, amper asof hy voor die Vader verskyn, hy sê, hier is ek en die nageslag, wat ek deur my kruisdood bewerk het. Hy gaan verder, dan sê hy dan, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, omdat ons mens is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword. Hy moes ook waarlik mens word, om ons los te proef, sodat ons, as hy kinders dan nou aangeneem kan word, sodat hy deur die dood, hom tot niet kon maak, wat mag oor die dood het. Dit is die duivel, daaroor triomfeer, oor die dood en die hel. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Die vrug van Christus se kruis is 'n nageslag van mense wat aangeneem sou kon word en kinders van God kan wees. Efesiërs 1 vers 5 bespreek dit. Hy sê daar, deurdat hy ons voorbeskik het, ons wat in Christus is, ons wat Jesus sou aanneem, om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus. Die enigste manier wat daar nageslag kon wees is deur Jesus, dat ons kinders van God kan word, na die welbehaag van sy wil. Dis wat hy wil hê. Dit is wat hom vreugde gee, is om ons as sondaars te kan red en aan te neem as kinders. Hoor hoe skryf Galasiërs 4, dit van vers 4, hy sê, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur. Dis nou na hierdie wêreld toe, né? Gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, is deur sy kruisdood, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba, Vader. Weet nie of ons die voorreg van kindskap regtig die vermoë het om dit te begryp. Dat die sondige rebel skoon gewas kan word van al ons skuld en aangeneem kan word as kind. Nie net as is nou nie meer vyand nie, maar hy is nou, ons kan met mekaar as kind in die huis verwelkom te word. Dink aan Johannes 1 vers 12, die bekende versie, maar almal wat hom aangeneem het vir Jesus, want hy is die een wat dit deur sy kruisdood bewerk het. Aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Ek wil uitroep, dus 1 Johannes 3 vers 1 sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Verheerlikte knegt van die Here sal 'n nakomer sien. En baie van ons wat hier sit vanaand, is deel van daai nageslag wat hy ontvang het, deurdat hy sy lewe aan die kruis vir ons gegee het. Wat 'n voorreg.
Sê dit is in vers 11 ook, ek probeer van die goed saamkryg, net terwyl dit daarvoor om te hanteer. Hy sê, weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien, dis weer eens die vrug van wat hy bewerk het aan die kruis en versadig word. En hy sê, deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak. Ons wat in ongeregtigheid gevang ons maak hy regverdig dat ons syne kan wees en hy sal hulle skuld dra. Tweede gedagte. Die verheerlikte knegt van die Here sal 'n einde maak aan die dood. Interessante paar woorde na daai staan. Hy sê, weer eens, dis die vrug van die kruis. Hy sê daar, as hy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy nakroos sien en dan die volgende ding, hy sal die dae verleng. Ons sien in daardie paar woordjies die belofte van die ewige lewe. Ons sien eintlik dieselfde tipe gedagte wat aangeraak word as die belofte waarvan ons lees vroeër in die boek Jesaja 25 vers 8, waar hierdie, dis seker van die mooiste woorde wat in die hele Bybel staan, hierdie belofte waar hy sê, hy sal die dood vir ewig vernietig. En die Here sal die trane van alle aangesigte afvee. Hy sal die smaad van sy volk en van die hele aarde wegneem, want die Here het dit gespreek. Ons het vanoggend hierdie woorde gesien, waar Petrus praat en hy sê, praat van die Here Jesus wat hulle oorgelewer het om gekruisig te word. En hy sê, hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het. Die smarte van die dood kom wegneem het. Die houvas wat die dood gehad het, kom verbreek het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Hy sal die dae verleng. Praat van nommer 1, hy sal vir ewig verder voortleef, maar ook die voorreg daarvan vir ons saam. Romeine 6 vers 8 en 9 raak ook daarin waar hy sê, as ons dan saam met Christus gesterf het, as ons lewe aan hom oorgegee het en nuut gemaak is deur hom, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe, en dan sê hy die woorde, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Dood het nooit weer hou vas of vat nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Ons lees van hom in Openbaring 1 vers 18, hierdie woorde wat besig is om te praat, en hy sê, hy is die lewende, en hy sê, en ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Hy sal die dae verleng. Amen. En ek het die sleutels van die dood en die doodryk. Ek het gesag oor die dood en die doodryk. Ek het oorwin, is wat hy sê. En in die lig daarvan gee dit vir ons die vreugde wat ons ook vanoggend gehoor het. Dat ons weer aan die Here Jesus ook sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hulle ook gesterwe. En die lewe in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid. En glo jy dit? Dis nie net die voorreg van kindskap nie, maar die voorreg van om vir ewig by die Here te kan wees. Verder. Die verheerlikte knegt van die Here sal, nie kan dalk nie, sal voorspoedig regeer. Nou die volgende deeltjie van daai versie sê dit so, hy sê, as hy siel onthou 'n skuldoffer aangebied het, sal hy nakroos sien, hy sal die dae verleng en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Deur sy hand sal hy die welbehae van sy Vader ook voorspoedig uitvoer. Aan die begin het God die Vader gesê, my knegt sal voorspoedig wees, en nou beaam hy aan die einde, dat die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Hy sal voorspoedig uitvoer dit wat die Vader behaag. En Psalm 22 sluit so mooi aan, daai profesie aan die einde van die kruis Psalm. Ek wil die paar versies net weer lees. So dink aan die voorspoedige regering van die Here Jesus, en dat hy voorspoedig die wil van die Vader sal uitvoer. Hy sê, al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die Here bekeer. Hy sal die welbehae van die Here voorspoedig uitvoer. Wat is die hart van God? Is dat mense gered word. Hy wil dat mense gered word. En die Here Jesus red mense tot vandag toe nog. Die eindes van die aarde sal dink en hulle bekeer.
tot die Here, en al die geslagte van die nasie sal voor u aangesig aanbid. Want die koninkryk behoort aan die Here en hy heers oor die nasies. Hy is volkome beheer. Hy is die oppergesag van die heelal. Geen wese kan sy hand wegklap en sê wat en geen wese kan sy mag omverwerp nie. Hy sal voorspoedig regeer. Al die grootes van die aarde sal eet en aanbid. Almal wat in die stof neerdaal, sal voor sy aangesig kniel, en hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie, en dan daai nageslag sal hom dien, dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag. Hy sal voorspoedig uitvoer dit wat die Vader behaag. En dit sluit aan, of in sy heerskappy ook, en die uiteindelike heerskappy as koning, as 'n mens dink aan Openbaring 11 vers 15, iets waarna ons uitsien as kinders van die Here, na daardie dag, waar dit in vervulling ook sal gaan, wanneer ons lees, daarso nader aan die einde van die groot verdrukking, waar hy sê, die sewende engel, die belofte dat dit sou gebeur, het geblaas, en daar is groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Hy sal voorspoedig heers. Die laaste gedeelte wat oor hierdie punt praat, die moeder raak sien, dit is so mooi. 1 Korintiërs 15, weer eens 'n gedeelte wat vanoggend aangeraak is, en dit moes, want dit is opstandingsdag. Dit is die opstandingshoofstuk. En dan vers 23 en verder is hy besig om 'n opstandingsplan te gee. Dis asof die Here vooruit praat oor hoe die opstanding gaan werk, en hy sê daarso, dat Christus het ons opgestaan uit die dood, en dan sê hy, en nou praat hy oor die volgorde, hy sê maar elkeen in sy eie orde. As eersteling Christus, hy het reeds opgestaan, hy is die eersteling, hy is die waarborg, dat elkeen wat aan hom behoort ook eendag die opstanding uit die dode sal beleef. En dan sê hy daarna, die wat aan Christus behoort by sy koms, gaan ook verheerlikte liggame ontvang, deel in die opstanding, en dan sê hy daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee. Nou, die feit dat ons die voorreg het om te lees wat gaan gebeur aan die einde is verstom. Hy sê, so hy gaan die koninkryk aan die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en alle mag vernietig en hy sal die welbehaag van die Here voorspoedig uitvoer. Sy alle mag wat teen God sal vernietig en hy sê, want hy moet as koning heers totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word is die dood. Dit is 'n profesie van Jesaja 25 wat ons net gelees het. En wanneer alles aan hom, dis nou aan Jesus onderwerp is, dan sal ook die Seun self hom onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het. En hoor hierdie woorde, sodat God alles in almal kan wees. Die knegt van die Here sal einduit voorspoedig die plan van God uitvoer. Ons ken die einde van alle dinge. Alles en almal gaan verenig wees onder God, sodat God alles in almal kan wees. Laastens, die verheerlikte knegt van die Here sal ook 'n erfdeel ontvang. Weens dit wat hy, die feit dat hy sy siel uitgestort het in die dood, sal hy ook 'n erfdeel ontvang. Nou is 'n interessante gedeelte hier die begin van vers 12, waar die Vader aan die woord is en hy sê, daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy buit verdeel. Nou dit is oorwinningstaal. Dit is 'n persoon wat in 'n oorlog geseëvier het, is 'n taal wat hier gebruik word. As hy praat van met magtiges, sal hy buit verdeel. So hy sou 'n verhewe posisie ontvang. Hy sal met magtiges buit verdeel. Nou buit weet ons is iets wat 'n mens verower het. Dikwels oorlogsloop, as jy in 'n oorlog gewen het in daardie tyd, dan staan buit vrug, dinge wat 'n mens verower het omdat jy daardie oorlog gewen het. Hy sou buit ontvang. Hy sou, omdat hy oorwin het, sou hy ons laat deel daarin. Hy sou 'n erfdeel en 'n verhewe posisie ontvang. Dit laat 'n mens dink, as 'n mens praat van Christus as die oorwinnaar,
aan Kolossense 2 vers 15 wat sê, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Hy het aan die kruis triomfeer oor die bose en hy is die oorwinnaar. Hy is die een wat ons laat deel in sy oorwinning. En wat die erfdeel aanbetref, lees ons ook profeties in Psalm 2, wat ook 'n messiaanse psalm is, ook vorentoe kyk na die Here Jesus. Hierdie woorde dat die Vader praat en hy praat met die Seun en hy sê, eis van my en ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting. Dit is die vrug van sy oorwinning aan die kruis, is dat hy die erfgenaam van alles sal word. Dat die Satan het probeer om die Here Jesus te kry om die kruis te verby en voor hom neer te buig en hy beloof hy sal al die koninkryke wat hy vir hom bewys het gee. Maar hier is sy geregtige erfdeel as verbryselde knegt van die Here wat nou verheerlik is. Voor hy vir ons weer eens hier en as hy sê met magtige sal hy ook wyd verdeel. Hy laat ons deel in die vrug van sy oorwinning. Ons lees in Romeine 8 vers 17 en as ons kinders is, ons het die voorreg daarvan in die eerste punt gesien, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Hy laat ons deel in sy erfdeel wat hy ontvang het weens sy kruisdood. 1 Petrus 1 gee ons 'n smaakie daarvan wanneer hy hierdie mooi woorde praat en hy sê daar in vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat as sy groot barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, dat ons nou syne kan wees, die lewe gegee het in sy Seun, tot 'n lewende hoop, ons wat dan nou weergebore is, wat aan hom behoort, wat nuut gemaak is, het hier hoop in ons binneste, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, omdat hy die dood oorwin het, is daar vir ons hier die hoop weggelê saam met hom. Nou sê hy, sodat ons 'n onverganklike, dis die pragtigste blomme, is dit regtig, blomme is verganklik, oor so 'n paar weke van nou af gaan hulle nie dieselfde lyk nie. Die erfdeel is onverganklik, dit kan nie agteruit gaan, dit kan nie oud word, dit kan nie doodgaan. En 'n onbesmette, skoon, en onverwelklike, ook dinge kan verwelk en verganklik, dit kan tot niet gaan, dit kan doodgaan. Wat in die hemel bewaar is, daarso is 'n hemelse erfenis wat vir ons wag, wat die Here Jesus verdien het, en hy ons in laat deel. Hy sê wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof, tot die saligheid wat gereed is om openbaar te word in die laaste tyd. So, daarin verheug julle al word julle nou as dit nodig is vir 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. Die Bybel is onder geen illusie dat daar swaar vir ons ook in hierdie lewe is, nie stryd, vervolging, droefheid, dikwels, maar ons het 'n lewende hoop omdat die verheerlikte knegt van die Here ons laat deel in sy erfenis. Ons het in hierdie paar versies gesien, verskoon tog, wat die Here Jesus aan die kruis nie vir ons net bewerk nie, maar wat hy ontvang het, omdat hy sy lewe as 'n skuldoffer gegee het. Ons het gesien, hy sou 'n nageslag ontvang. Dit is ons ook. Elkeen wat deur Jesus aangeneem word aan die kinders van God word. Ons het gesien, ja, al hierdie dinge wat hy hierso genoem het, so een na die ander, en dan sê hy na dit, verskoon nog net hier aan die einde, weer al hierdie dinge, hoekom hy dit sou ontvang, so hy sou die ewige lewe op die einde maak aan die dood, hy sou voorspoedig regeer, en hy het 'n erfdeel ontvang waarna ons laat deel ook. Dan sê hy net weer, hoekom het dit nou weer gebeur? Omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, sy lewe gegee het. En saam met die oortreders getel was, hy was gereken as 'n oortreder, hoewel hy nie een was nie, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Nou net daai versie so vinnig in die Nuwe Testament, sê die Here Jesus hierdie woorde, hy sê in Lukas 22:37, want ek sê vir julle dat dit wat geskryf is nog aan my vervul moet word, en hy is saam met die misdadigers gereken. So Jesus self het daai versie aangehaal, wat ook aan hierdie dinge wat betrekking het op my kom daar aan einde. Markus 15 vers 27 en 28 sê, hy het ook 2 rowers saam met hom gekruisig, een aan sy regter en een aan sy linkerkant, en die skrif is vervul wat sê,
en hy is by die misdadigers gereken. Hy het die dood gesterf van die misdadiger, sodat ons daardeur die lewe kon ontvang. En aan daai laaste woorde, terwyl ek op die sonde van baie gedraai en vir die oortreders gebid het. Sien die eerste daarvan, aan die kruis reeds, waar deur Jesus terwyl hy gehang en gebid het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy is aanhoudend besig om in te tree ook vir ons. Hy het ook gebid vir die wat later voor die kruis sal later in hom sou glo. Hy is ons hemelse hoëpriester wat ook vir ons intree deur gebed, maar hy het vir die oortreders selfs gebid dat hulle om vergifnis sal ontvang. My vraag aan u vanaand is u baie seker dat u al 'n kind van God is? Ons het vanaand gesien die voorreg daarvan, voorreg dat elkeen wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, hulle wat hulle vertroue in Jesus geplaas het, is die enigste een wat jou kan red. Die rede waarom hy die enigste een is, hy is die enigste wat die prys betaal het in ons plek. Hy is die enigste een wat kon die prys betaal in ons plek. Het u die sekerheid dat u aan Jesus behoort? Het u 'n lewende hoop wanneer u dink aan die toekoms en die heerlikheid wat vir ons wag in die hemel, of vrees u die ewigheid? Nou voordat die Jesus my siel gered het, ek 'n doodse benoudheid vir die dood en die ewigheid gehad. Ek was so bang. Kan nie dink hoe die Here na 'n mens siel red, vir jou 'n opgewondenheid kan gee om eendag by Jesus te wees. Die dood is nie meer iets wat vir ons as kinders van die Here iets hoef te wees wat ons vrees nie, maar is u bang dat die saak met God dalk nog nie reg is nie? Is u bang dat u dalk in die ewigheid die oog gaan oopmaak voor die verheerlikte knegt van die Here wat dan regter gaan wees? En hoor, ek het jou nooit gekoop. Wil u nie hom omhels en aangryp, u lewe in sy hand gee, roep na hom om u te red nie, en hy sal u ook as kind aanneem. Mag die Here help, die aanbod bly staan, die boekies is hier voor, as iemand die behoefte het om te praat, kom praat, as jy net een wil neem en dit hier werk dit hier, maar moenie weggaan sonder om seker te wees dat jy ook Jesus in is. Amen. Kom ons bid saam, as ons klaar gebid het, is jy welkom om die oë gesluit hou, dan gaan daar boodskap en sang ook in die wil. Hemelse Vader, ons staan in absolute verbondenheid wanneer ons met die woord besig is. Geen mens sou ooit hierdie dinge vooruit kon voorspel uit hulle eie hart of gedagtes uit. Dis die ingeasemde woord van God wat u die knegt, die profeet laat neerskryf. U het daardeur profeseë gegee, beloftes gegee, ons harte juig as ons hierdie dinge lees, want dit raak ook vir ons. Dit is goeie nuus vir ons wat aan Jesus behoort. Ag Here, sal u uself verheerlik deur ons lewe. Sal u ons help om ons lewe algeheel daaraan te wy, om vir u te leef. Hoe kan ons vir onsself leef as ons al hierdie dinge sien? Alles wat u vir ons gedoen het en bewerk het, hoe kan ons selfsugtig bly? Ek wil so bid, Here, as u vanaand nog 'n siel is, wat nie reg is met u nie, wil u nie asseblief daardie persoon kom red nie. Ons weet u wil, ons weet u kan, asseblief sal u dit doen, in Jesus se naam. Alles oor.
juig met engele saam, hoor die vreugde van verlossing, heerlik, heerlik is sy naam. Ek gee alles oor, ek gee alles oor, ja.